Goeiemôre hier vanuit 'n pragtige, koel somers of herfsdag in Henties-Baai. Ek is by 'n vriend van my en ek gaan nou uit hierdie beker koffie drink. En elke keer as ek koffie drink uit hierdie beker, dan illustreer dit vir my 'n geestelike waarheid. 'n Waarheid wat ek in die lewe ontdek het, wat ek gesien het so werk. Ek wil dit vir u probeer illustreer. Hierdie is 'n swart beker. Maar sodra jy hom vul met warm water, soos wat ek nou oggend vir oggend doen, dan verkleur hy. Dan word hy wit. En dan kom dit wat die Here in ons harte gedoen het na vore. Dan maak hy ons vol en ons leef nou met sy volheid en sy heerlikheid in ons. Hy vat die sonde, die lelik, die vuil weg. Hy verander ons. En in en deur ons lewe kan mense hom begin raak sien. Hierdie ou skrifgie sê die volgende. Sê Efesiërs 1:23. Die volheid van hom wat alles in almal vervul. Kolossense 2 verduidelik dit op 'n ander manier en sê dit. In hom, Jesus Christus, woon die volheid van die Godheid liggaamlik. En ons het die volheid, of sy volheid in ons, deur die Here. Nou dis wat gebeur met hierdie beker. En so lyk ons, nadat Christus ons uit die duisternis verlos en vrygemaak het en verander het, en ons nuwe skepsele geword het. Dan is ons wit en rein gewas deur sy bloed. Maar tog, lyk almal nie so nie. Almal wat kinders van die Here is, en jy wat vandag na my luister, jy weet dalk waarvan ek praat. Stadig maar seker, het jy verkoud. Die Here Jesus sê in sy woord, was jy maar koud of was jy maar warm, maar nou dat jy lou geword het, sal ek jou uit my mond spuug. Jy is nog mooi, maar stadig laat jy die sonde toe, en begin die sonde die volgende effek hê. En wanneer jy sonde toelaat, begin jy verkleur. Kom daar weer donker kolle op jou lewe. Kan jy nie meer die salwing, die heerlikheid, die glorie van die Here sien en ervaar nie. En mense kom nie meer agter daar waar jy beweeg, waar jy werk, waar jy gaan, jou vriende, jou familie, dat jy nog aan die brand is vir die Here. Mense kan nie agterkom dat Christus in jou woon nie, net omdat jy sonde weer toelaat. En so gaan hierdie beker weer pikswart word, as ek hom nie weer volmaak met warm water nie. Mag dit vir jou en vir my in hierdie dag 'n les wees, en mag ons op daardie plek kom in ons lewe, waar ons altyd aan die brand sal wees vir ons Here Jesus Christus, sodat sy lig, sy heerlikheid, sy glorie, sy gees en sy salwing in en deur ons lewe gesien kan word. Die Here seën vir jou. Shalom.